Hartlike goeienaand, liewe vriende, by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag die Here vanaand vir ons by hierdie baie besondere geleentheid ryklik seën en in ons harte werk deur die Heilige Gees. Dankie dat U vanaand by ons inskakel. Kom ons word stil voor die Here. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God onse Vader en van Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons luister vanaand na hierdie pragtige lied voordat ons saam lees uit die woord van die Here. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi, om al die seer en self probeer te kom verruil vir soveel meer. Ek is vry, waarlik vry, deur die bloed gestort vir my, genade vloei, waar God moes bloei, daar aan die kruis, die liefdeskruis. Daar staan 'n graf wat leeg getuig, U triomfeer en vrees moet swyg, dit skree die dood, het dood gegaan, die lewensvors het opgestaan. Ek is vry, waarlik vry, want U leef in my, dit is volbring, U het oorwin. Daar staan 'n graf, 'n leë graf. Daar staan 'n troon met lof omring, waar skares kniel en altyd sing. Kom kyk die lam wat ewig heers, U sal ek dien, U sal ek vrees. Ek is vry, waarlik vry, een met U in heerskappy, die hemel buig, die nasies juig. Daar staan 'n troon, die hemeltroon. Daar staan 'n bruid in heerlikheid, van elke volk en taal en tyd, in glorie glans, berei vir hom, beminde van die bruidegom. Ek is vry, waarlik vry, U kom weer, U kom vir my, op daardie dag sal ek bly wag, en leef as bruid, U liefdesbruid. Ek is vry, waarlik vry, U kom weer, U kom vir my,
Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit 3 gedeeltes. 1 Timoteus hoofstuk 2 vers 1 tot 5, Romeine 10 vers 1 en Matteus 9 vers 37 en 38. Ons gaan hierdie 3 teksgedeeltes, broeder en suster, gebruik deur die loop van ons erediens vandag. En dit gaan spesifiek vandag oor die vraag of jy werklik die wil van die Here in jou lewe nakom. Ek en jy wat Christene is, het tog die behoefte in ons hart om te gaan doen wat God van ons vra. En ons as mense het baie keer die geneigtheid om ons eie denke te wil navolg, of ons eie gedagtes na te jaag, en dit soms sommer as die wil van die Here voor te hou. Maar dis nie noodwendig altyd die wil van die Here nie. En ek en jy weet dat ons wat Christene is, vind God se wil in sy woord. Die woord is die waarheid, dis goddelik geïnspireer. En wanneer ons vanmôre hierdie gedeelte saam lees, dan moet ek en jy ook die wil van die Here daarin raak sien vir ons lewens. En wat die Here van ons vra in hierdie moderne tye waarin ons lewe. Nou in ons eerste teks is Paulus aan die woord en hy skryf vir die jong man Timoteus. Onthou, Timoteus was 'n jong leraar wat hy in Efese agtergelaat het om bediening vir die Here daar te doen. Hy het vir 'n tydperk saam met Paulus gewerk, daar in die gemeente van Efese, en Paulus is daarvandaan af verder in sy sendingreise om nuwe gemeentes te gaan stig. En hy laat dan ook vir Timoteus agter as 'n jong man om bediening te doen daar in Efese. Kom ons gaan nou saam lees, wat skryf Paulus vir hierdie jong man Timoteus, hierdie jong leraar, in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 5. In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Ons gaan net eers tot daar lees. Broeder en suster, ek wil hierdie selfde teksgedeelte vir 'n ander vertaling lees, en dat ons die wil van die Here vir ons as Christene in hierdie teks kan raak lees. En ek wil graag hê dat u dit binne die konteks moet sien van ons as moderne Christene nou hier in Suid-Afrika. Wat vra die Here van ons vandag deur hierdie teks? Ek lees vir u uit 'n ander vertaling. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Daar is immers net een God, en daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Broeder en suster, ons staan vanmôre stil eerstens by hierdie teksgedeelte van Paulus. Hy begin hierdie hoofstuk met 'n vermaaning.
Die ander vertaling sê, hy dring daarop aan. Nou wat is so swaar op Paulus se hart, waarop hy aandring? Hy dring daarop aan dat daar in die eerste plek deur die Christene met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense. En as ek en jy ons lewe hieraan gaan meet vanmôre, is dit so dat ons vir alle mense gaan bid. Kom ons trek dit net eers bietjie nader na onsself toe, na ons eie familie toe. Jy ken die mense in jou familie. Jy kan hulle by die naam opnoem. Jy ken jou kleinkinders, jou kinders, jou broers en susters. Jy ken jou pa en ma, jou ooms en tannies. Bid jy vir hulle almal, soos wat Paulus daarop aandring? Bid ons vir hulle dat hulle tot geloof in God kan kom. En dan kan ons 'n bietjie verder weier trek. Jou bure, jou vriende, kennisse, mense saam met wie jy dalk werk. Mense hier binne in die kerk. Bid ons vir mekaar hier in die kerk. Paulus sê ons moet met smeking bid en met danksegging vir alle mense bid. En nou kan ons dit verder trek na die res van Suid-Afrika. Bid ons vir hierdie land se mense. Broeder en suster, as ons eerlik moet wees, dan doen baie mense dit nie. En dan gaan Paulus nog verder en hy sê, bid ook vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen. Hoekom moet ons dit doen? Sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Ek wil vir u sê, baie van ons bid nie vir ons mense wat gesag uitoefen in die land nie, vir ons regeerders nie. Ons kyk na hierdie land, hierdie pragtige land van ons, en ons sien alles wat verkeerd is. Ons sien die kragonderbrekings, ons sien die misdaad, die swak ekonomie, ons sien die slaggate in die paaie, ons sien straatligte wat nie werk nie, alles wat verval, en al wat ons as Christene baie keer doen, is om sleg te maak, hierdie slegte regeerders, hierdie slegte mense wat nie hulle werk doen nie, wat alles rot en kaal steel. Wat is die wil van die Here vir Christene, volgens die teks van vanmôre? Bid vir hulle wat regeer en gesag uitoefen. En nou wil ek vir u sê, ons mense wil dit nie hoor nie, want ons hou nie van die mense wat ons land so afbreek nie. Ons moet vir hulle bid. Hoekom? Want Paulus sê, as ons vir hulle bid sodat hulle 'n goeie werk kan doen, gaan ons 'n rustige en 'n stil lewe kan hê in volkome toewyding aan God en ook in alle eerbaarheid. Maar dis nie al nie. Die volgende vers sê, dit is goed en dit is aangenaam voor God ons verlosser, as ons vir die mense bid. Dis die wil van die Here vir ons lewe. En dan sê vers 4, 'n baie belangrike ding wat 'n mens se hele lewe kan verander en hierdie land kan verander. Ons moet vir hulle bid. Dit is God se wil en dit is goed vir hom, want God wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kan kom. Broeder en suster, dink net hoe anders hierdie land van ons, hoe anders ons omgewing gaan lyk, hoe anders ons families gaan lyk, as mense die ware God gaan leer ken, as hulle gered kan word. Dink net hoe ons land gaan funksioneer, as die hele regering tot bekering kom. 'n Totale ommekeer in gedrag, 'n totale ommekeer in besluite, 'n totale ommekeer in die uitlewing van geloof, en jou hele samelewing sal verander en vernuwe. Maar waar begin dit? Deur ons wat moet begin bid vir hulle. Dit is die wil van God vir ons lewens.
doen ons dit. Paulus sê, want daar is net een God en middelaar tussen God en die mense, en dit is die mens Christus Jesus. Want uiteindelik gaan alles net oor hom. Dit gaan nie oor jou behoeftes nie, dit gaan nie oor jou sienings en jou standpunte nie, dit gaan nie oor die mense se standpunte nie, dit gaan nie oor waantoe die regering gaan nie, dit gaan oor een belangrike sentrale punt wat in ons lewe moet wees, en dit is Jesus Christus, die ware middelaar, die verlosser van hierdie wêreld. My en jou hele fokus moet op hom wees, hom te verheerlik, vir hom te lewe, sy koninkryk te bevorder, sy kerk op te bou. Dis waaroor dit alles gaan. Nou Paulus gaan verder daar in Romeine hoofstuk 10. Kom ons blaai soontoe, ons gaan daar net een vers lees. Romeine hoofstuk 10 vers 1 en 2, ek gaan vers 1 en 2 lees. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Kom ons lees hom in 'n ander vertaling. Broers, my hartswens en my gebed tot God vir my volk, is dat hulle gered word. Want ek kan van hulle getuig, dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insigte. En weet jy broeder en suster, hierdie 2 verse, vat die hart van die probleem onder ons mense raak. Baie van ons mense is vol ywer vir God. Hy behoort aan 'n kerk. Sy lidmaatskap is daar, hy sal nou en dan kerk toe kom. Hy gee 'n bydrae as hy onthou. As jy vir hom vra as hy Christen is, hy sê hy is. Hulle het 'n ywer vir God. Maar daar's een groot probleem. Hulle is sonder kennis van die Bybel. Hulle weet nie wat die wil van die Here is nie. Hulle het 'n idee wat godsdiens is, maar hulle kry dit nie uitgeoefen nie, want hulle ken nie God se wil vanuit sy woord nie. En baie keer besluit ons sommer self, dit is God se wil, en ek glo die Here sal dit of dat doen. Maar hoe weet jy of dit so is? Het jy al tot die Here gebid en gevra, wat is u wil, Here? Ons Here Jesus Christus is daar in die tuin van Getsemane, en hy weet wat voor lê. Hy ken die pad vir hom. Hy weet die kruisiging is op hande. Dis die aand voordat hy gekruisig word. En hy bid tot sy hemelse Vader, Here, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Maar nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Hy onderwerp hom geheel en al aan sy hemelse Vader. Nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Paulus sê, my hartswens en my gebed tot God vir my volk, is dat hulle gered moet word. Daarom moet jy vir hulle bid. Bid vir jou familie, bid vir jou kinders, bid vir die mense hier in die kerk, want ons moet nie onder 'n illusie leef dat alle mense wat binne in die kerk is, gered is nie. Daar is skyngelowiges. Daar is mense wat nog met blindheid geslaan is, hulle dink hulle glo, maar hulle het nog nie regtig tot oorgawe gekom nie. Paulus sê my hartswens is, en my gebed vir my volk is dat hulle gered word, want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insigte. Hulle het nie die kennis nie. En daarom moet jy jou Bybel lees, want in jou Bybel vind jy die wil van die Here vir jou lewe. En as hierdie land van ons die wil van die Here leer ken, en hulle kan tot geloof in God kom en gered word, sal alles verander en sal ons 'n rustige en 'n stil lewe in hierdie pragtige land kan leef. En broeder en suster, dit help niks om daar rondom die braaivleisvuur of waar ons saam kuier
gal af te gaan oor alles wat verkeerd is in die land nie. Ons moet liewer by onsself begin en vra, het ek al gebid dat hierdie mense tot bekering sal kom? Want as dit gebeur, sal alles verander, sal alles vernuwe en sal ons rustig en stil lewe kan lei soos wat God dit vir ons bedoel het. Ons volgende teks, Matteus 9. Die Here Jesus Christus is hier aan die woord en hy sê vir sy disippels in vers 37 tot 38, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Ons sit met 'n wêreld wat honger na die waarheid. Ons sit met miljoene mense wat Christus nie ken nie. En waar begin dit? Ek en jy moet bid, dat Here harte sal verander, dat mense gered kan word, want hy wil hê dat almal tot bekering moet kom, maar hy gebruik vir ons in sy diens. En ek en jy kan nie in sy diens staan as ons nie sy wil vir ons lewe en vir hierdie wêreld ken nie. Daarom moet jy tot die Here bid, maak my u wil bekend. En daarna moet jy bereid wees om te gaan doen. Want soms dan besluit ons wat die wil van die Here is. En as ons werklik agterkom wat sy wil is, dan wil ons dit nie gaan uitvoer nie, want dit pas nie binne ons raamwerk in nie. Broeder en suster, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor God in hierdie wêreld. Jy is sy medewerker, jy moet inval by sy raadsplan, wat in sy woord aan ons bekend gemaak word. En hier kom sê die Here Jesus vir die disippels, die oes is baie groot. Daar's miljoene wat smag na redding. En die arbeiders is min. Wat moet ons doen? Bid dan vir die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. En dit is ek en jy. En nou kan jy dalk sê, Dominee, ek weet nie wat om te gaan sê nie. Die mense sal nie na my luister nie. Ons leef in 'n vreemde wêreld, dit is so. En mense het vreemde idees. Maar ek en jy mag nooit die krag en die kragtige werking van die Heilige Gees onderskat nie. Hy kan die grootste sondaar in 'n oogwink verander deur een woord wat uit jou mond kom. Maar jy moet bereid wees om te gaan vertel, wie is Jesus? Hy is die enigste ware middelaar. Hy het gekom om sondaar mense te red. En hy wil hê ek en jy moet hierdie wêreld ingaan om die oes te gaan insamel. En ek en jy moet gaan met die woord van redding op ons lippe, vertel vir almal wie Jesus Christus is. En maak seker dat mense gered kan word. En die Heilige Gees doen dit. My broeder en suster, ons het vanmôre baie om oor na te dink in ons eie lewe. Ons het baie om oor na te dink in ons kerkwees en in ons opdrag. Ons is besig om te doen wat God van ons vra in sy woord. Kom ons begin by die begin. En dit is wat daar in 1 Timoteus 2 staan. Ons moet vir mekaar begin bid, dat mense gered kan word. Dat mense se harte kan verander, kan vernuwe word deur die Heilige Gees, en dat God deur sy kragtige werk in ons lewens, in ons families, in ons gemeente, in ons omgewing, dwars oor ons hele land, 'n totale vernuwing kan bring. Want dan eers sal ons 'n rustige en 'n stil lewe kan hê. Want dan lewe mense vir die Here. My bede is dat die Here vanmôre jou hart vanmôre sal aanraak en sal vernuwe, sal bekragtig, en dat jy nader aan hom sal beweeg. En kom ons bid vir mekaar, want niemand is volmaak nie. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons dra mekaar en ons ondersteun mekaar. En mag God ons gebede genadig wees en ons verhoor en ons bekragtig elke dag. Amen. Kom ons bid saam.
Here, baie dankie dat ons vandag hierdie kosbare boodskap kon hoor vanuit u woord. U maak u wil aan ons bekend deur u woord. En help ons, Here, om u wil na te jaag met alles wat in ons lewens is. Ons wil nie sonder u lewe nie. Here, en ons wil in die waarheid lewe, in u waarheid. Dankie dat u uself aan ons openbaar. Wil u deur die kragtige werk van die Heilige Gees in elkeen van ons lewens werk vandag. Dat daar vernuwing en verandering en bekering sal wees en heiligmaking en dat die Heilige Gees ons sal motiveer en sal aktiveer en sal inspireer om meer en meer vir die Here te lewe en om God se wil in hierdie wêreld bekend te maak aan alle mense. Dankie Vader dat u van klein mensie soos ons gebruik maak en dat u groot dinge deur ons kan doen. Help ons om bereid te wees om vir u te werk. Ons wil vandag ons hand in u hand sit, wil u ons lei. Ons stel onsself tot u beskikking, Here. Neem ons lewe in besit. En wil u deur die werk van die Heilige Gees vrugte van dankbaarheid na vore bring in ons lewe. Ons kom bid vir miljoene mense in ons land wat u nie ken nie. En ons bid vir 'n regering, Here, wat in baie opsigte ver van u af lewe. En talle mense in ons regering wat nie gelowiges is nie. En daarom, Here, sit ons in hierdie situasie waarin ons is. Maar vandag kom bid ons vir hulle bekering. Want as hulle u leer ken, sal alles verander en sal die mense van hierdie land 'n rustige en 'n stil lewe lei onder die seënende hand van die Here. Vader, en nou kom wy ons elkeen ook vandag aan u toe. Neem besit van ons lewe, gee ons u vrede en laat ons lewe u elke dag verheerlik. Gebruik vir ons in u diens en laat u naam verheerlik word elke dag. Ons vra dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen.